So ons het 'n ruk terug het ons 'n reeks gedoen. Ervaar die Bybel in die land van die Bybel. Wie kan dit onthou? Okay. So vandag gaan ek bietjie weer daarby las. En ek wil praat oor die gebeure wat plaasgevind het op die Olyfberg, wat naby aan Jerusalem geleë is. En ek wil hê ons moet vandag bietjie weer na die kaart kyk, net om 'n vinnige oorsig te kry en om almal op dieselfde bladsy te kry. So ek gaan nou net aan hierdie kant point, maar die kaart is ook aan daai kant. So in die tyd van Jesus was Israel opgedeel in 3 dele. Daar was Judea in die suide, daar was Samaria in die middel. Nou die Jode het hierdie plek soos 'n pes vermy, want hulle het regtig gedink die mense wat daar is almal onrein. En aan die 3de plek is Galilea in die noorde. Nou Jesus was nie 'n inwoner van Jerusalem nie, of die provinsie van Judea nie. En alhoewel hy in Bethlehem gebore is, het hy groot geword waar? In Nazareth, wat in Galilea is. En ons sien in die evangelies dat hier rondom die see van Galilea was grootliks sy basis vir sy bediening. So dis was Jesus 'n Galileër. Nou daar was 3 jaarlikse feeste wat in Jerusalem gehou het. Wat gehou is, en dit het duisende Jode gelok wat dit kom bywoon het. 3 feeste. Dit is die Pinksterfees, die Hittefees, nie die hitte nie, die Hittefees, en die Paasfees, of ons lees in die Bybel van Pascha. Nou, Jode wat mans was, wat binne 24 kilometer van Jerusalem afgebly het, was verplig om al die feeste by te woon. Maar hierdie feeste was so deel van hulle godsdiens en kultuur, dat mense reg oor Israel, en selfs buite Israel gekom het, om hierdie feeste by te woon. En ons lees gereeld dat Jesus hierdie feeste ook bygewoon het. En as hy dit bygewoon het, het hy gewoonlik al die pad van Galilea gekom, Samaria vermy, en dan het hy na Jerusalem toe gekom. En as hy in Jerusalem kom, waar het hy gewoonlik oorgeslaap? By sy vriende, Lazarus, Martha en Maria, in Betanië. En ons het laas daaroor gepraat, in Betanië. En Betanië was so ongeveer 3 kilometer van Jerusalem af, so dit was vinnig om soontoe te reis. Nou, direk nadat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, en ons het ook daaroor al gepraat, direk na dit, het die owerpriesters en die fariseërs ernstig begin planne maak om Jesus dood te maak. Nou my vraag is, hoekom? Hoekom wou hulle hom so ernstig graag doodmaak, nadat hy so 'n groot wonderwerk gedoen het? Want daar was 'n toenemende verwagting en 'n amperse hysterie onder die Jode in Jerusalem, dat Jesus die een is wat sou kom om hulle van die Romeinse juk te bevry. Nou waar het hierdie verwagting vandaan gekom? Ek wil bietjie vir julle konteks skep, en om konteks te skep gaan ek moet teruggaan na die Ou Testament toe. Nou van na Salomo se koningskap, en julle weet hoe ver terug is Salomo. Van na Salomo se koningskap was die Jode nooit weer regtig gesien as 'n groot politieke mag nie. Want hulle was al van die 6de eeu voor Christus, was hulle as ballinge weggevoer. En al was daar tye waar hulle die reg gegee is om weer terug te gaan Jerusalem toe, was dit altyd onder die beheer van die wêreldmag van daardie tyd. En ons lees hierdie reg deur die Ou Testament. En dit is ook hoekom die profete in die Ou Testament soveel keer woord van God ontvang het oor die belofte van 'n Messias. En wat beteken Messias? Die gesalfde een. Hulle het 'n belofte gehad van 'n gesalfde een wat sou kom om die volk te red. En ons sien net een van daardie profeseë
sien ons hierso in Jeremia 23, en jy moet saam met my dit lees. Dit sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek. En as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here, ons geregtigheid. So julle vanuit 'n Joodse oogpunt. Jy moet onthou, as jy jou skoene as jy jouself in die skoene van 'n Jood moet sit, vanuit hulle oogpunt, het hulle 'n politieke leier, 'n koning verwag. As jy kyk na die beloftes, hulle oogpunt was so, ons het 'n politieke leier, 'n koning nodig, wat ons sal bevry van die beheer van ander wêreldmagte. Hulle het 'n begeerte gehad om hulle eie politieke mag weer terug te kry. En in die tyd van Jesus, wie was die wêreldmag? Die Romeine. En die Romeine was geken vir 3 dinge, vir hulle hoë belasting, dink ons almal weet hoe voel dit, veral nou. Hulle was geken vir hulle keizerlike aanbidding, wat teen dit gegaan het, wat hulle in geglo het, en hulle wreedheid. So die meerderheid van Jode het rarig swaar gekry. En so mens kan verstaan dat hulle gehoop het, hulle deurbraak gaan lê by 'n politieke leier, soos baie van ons ook vandag nog glo. Maar daar was wel een groep van Jode, wat voordeel geput het uit die Romeinse mag uit. En dit was die Sanhedrin. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Die Sanhedrin was die hoogste Joodse gesagsstruktuur. En dit bestaan uit die hoëpriester, uit die owerpriesters en die fariseërs, die skrifgeleerdes, wat julle seker al van gehoor het. Nou die Sanhedrin het 'n voordelige verhouding gehad met die Romeinse owerheid. Veral in Jesus se tyd, die hoëpriester Caiaphas. Caiaphas het 'n verhouding geniet, 'n baie voordelige verhouding, met die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus. Nou hierdie twee het mekaar se posisies beskerm. En daar was niks erger wat hulle aan kon dink, as 'n Messias figuur, wat hulle godsdienstige orde, en hulle fyn balans van gesag tussen die Romeine en die Jode sou versteur nie. En dit is hoekom hulle Jesus wou doodmaak. Want Jesus was 'n bedreiging vir hulle voordelige ooreenkoms. En ons lees daarvan in Johannes 11. Lees ons dit so duidelik. En Jesus was eintlik in Betanië toe hierdie gebeur het. Dit sê, en die owerpriesters, nou weet julle, hulle was deel van die Sanhedrin, en die fariseërs, het die raad, is die Sanhedrin, by mekaar geroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. Tekens wat? Die profesie vervul van 'n Messias. Dan gaan hy aan, as hom so laat begaan, sal almal in hom glo, en die Romeine sal kom, en ons land en ons nasie albei afneem. En een van hulle, Caiaphas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie, en dink nie daaraan, dat dit vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. So die Joodse leiers het vir Jesus as 'n bedreiging gesien vir hulle voordelige ooreenkoms. En die massas Jode het 'n verkeerde verwagting gehad van Jesus. Want hulle verwagting was dat hy 'n politieke redder sal wees, wat vir hulle vrede sal bring, vir hulle as volk. En julle, ons sien hierdie verkeerde verwagting, sien ons selfs in die disippels. Jesus se eie disippels, ons sien hierdie verkeerde verwagting. En ons sien dit tot selfs na Jesus se dood en sy opstanding uit die dood. En ons sien in die disippels se vraag wat hulle vir Jesus vra in Handelinge 1 vers 6. Vra sy disippels, nou hier's nou net opgestaan.
Wat 'n wonderwerk. En wat is hulle oogpunt nog steeds? Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. So hulle het 'n verwagting gehad vir die Messias. Ek wil dit duidelik maak, hulle het 'n verwagting gehad vir die Messias, maar dit was 'n verkeerde verwagting. Hulle het 'n aardse koning verwag. 'n militêre en politieke leier wat vir hulle fisies sou veg en wat vir hulle oorwinning sou behaal oor die Romeine. En dit is hoekom die prentjie wat geskets word van Jesus se intog in Jerusalem vir my so ongelooflik ironies is. En ek wil hê ons moet 'n bietjie daarna kyk vandag. Ek weet dit is nie Palm Sondag nie, maar ek het nie Palm Sondag nodig om te praat oor die intog in Jerusalem nie. Net soos wat Paasfees nie net die enigste tyd is wat oor die kruis moet praat nie. So kom ons lees in Lukas 19 vers 29. En toe hy, Jesus, naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur. Nou, die Olyfberg, soos wat julle nou kan sien in die foto, word so vernoem as gevolg van al die olyfboorde. En ek bedoel, hier is nog wat ons kan sien vandag, en Jesus in 'n tyd was daar natuurlik baie meer olyfboorde. Nou hierdie Olyfberg het as 'n buffer gedien tussen die woestyn van Judea en Jerusalem. En Betfage en Betanië, soos julle kan sien in die illustrasie, was aan die oostelike helling van die Olyfberg. So van Betanië moes jy oor die Olyfberg gaan, en dan het jy Jerusalem aan die weste kant gelê. Nou as jy bo op die Olyfberg staan, het jy die mooiste uitsig oor Jerusalem en die hele tempelgebied. En ek kan dink in hierdie tyd was dit amper nog mooier, want nou is daar soveel grafte en ander geboue wat opgegaan het. Maar in hierdie foto kan julle sien, as julle baie mooi kyk, kan julle jouself verbeel, daar is ook bome aan die regterkant in die middel van die foto. En net voor dit is daar so 'n muur. En dit is actually die pad wat tot vandag toe nog mense loop vanaf bo op die Olyfberg af na Jerusalem toe. En dit is waar hulle ook die intog van Jerusalem tot vandag toe nog vier. So dit is 'n wonderlike belewenis om ook daar te wees. Nou, met die uitsondering van 1 of 2 verse, is al die verwysings van Jesus op die Olyfberg het te doen met, of het gebeur in die week voor die kruisdood. Later daardie week van die kruisdood sou Jesus ook op die berg gaan sit het met sy disippels. En hulle sou vir hom baie vrae vra. En hy sal onder andere vir hulle antwoorde gee oor die gebeure wat gaan gebeur, wat sal lei tot die wederkoms, wat ons van lees in Matteus 24. Dit is by die voet van hierdie berg, waar Getsemane ook gelees. Die plek waar Jesus sou bid en bloed sweet, waar Judas hom sou verraai. Maar dit is oor hierdie berg, waar Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingegaan het. So kom ons lees die storie bietjie verder, nou dat julle kan verstaan hoe het die Olyfberg gelyk en hoe dit moes lyk van bo af toe Jesus ook vir Jerusalem sien. So ons lees in Lukas 19 vers 30 tot 38. En so Jesus het nou 2 disippels vooruitgestuur en hy het vir hulle gesê, gaan in die dorp reg voor julle. En as julle daarin kom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is. En hy is baie spesifiek en ek is mal daaroor, waar geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En so met hierdie spesifieke woorde het die profesie vervul wat ons vind in Sagaria 9 vers 9, waar dit gesê het die Messias sal kom op die rug van 'n donkie. En dan gaan ons aan in vers 31, en as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig.
En in daardie oomblik het Jesus na homself verwys as God. God het hom nodig. En so lees ons in die verre vers, ons nou gaan lees ons dat die disippels het presies gedoen wat Jesus gesê het. En omdat hulle presies gedoen het wat hy gesê het, het alles presies gebeur soos wat hy gesê het. En dit is ook op hierdie woorde, die Here het hom nodig, wat die eienaar sy donkie beskikbaar gestel het vir Jesus. En dan kom ons in vers 35 en hulle sê, ek wil hê jy moet, ek hoop jy is 'n prentjie mens vanoggend, en ek wil hê soos ek hierdie lees, dat jy dit kan sien. So toe bring hulle hierdie donkie na Jesus toe. En hulle lê hulle al klere op die vol, soos 'n saal wat hulle vir hom gegee het. En laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy al naby die afdraand, so hy was al oor Betanië, hy het op Betfage, en hy was besig met die afdraand. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem, oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. So hulle het hom geprys vir sy kragtige dade. En terwyl hulle gesê het, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Nou in die ander evangelies word daar 'n Hebreëse woord gebruik. Hosanna. En Hosanna, as jy vir enigiemand nou gaan vra, ek sal graag eintlik wil weet, hoeveel van ons sing Hosanna baie keer in ons liedjies, hoeveel van ons weet wat dit beteken? Nou Hosanna is 'n uitdrukking van prys en aanbidding, maar ten diepste beteken Hosanna 'n smeking vir redding. 'n Smeking vir redding. So mag ons nooit weer Hosanna op dieselfde manier sê of op dieselfde manier sing nie, maar ons sal weet, dit is 'n smeking vir redding. Die Jode het 'n verwagting gehad dat Jesus hulle sou kom red. Ja, ek stem saam. Maar hulle het hom beperk tot politiese redding. Hulle het 'n verwagting gehad, maar 'n verkeerde verwagting. En dit het my laat wonder, op watter maniere het ek en jy dalk vandag 'n verkeerde verwagting van die Here? Jy weet, ons leef in 'n tyd waar ons nie meer regtig hoor dat mense praat van die redding van sonde nie. Ons het aanhangers geword van Jesus, wat glo dat hy ons sal primêr red van wat? Moeilike tye. Van armoede, van siekte, van harde werk en so voort. Ons kan die lys aangaan. Ons as mense, kom ons wees nou maar eerlik vanoggend, ons wil 'n gemaklike lewe hê. En as ons dink dat Jesus vir ons 'n gemaklike lewe kan gee, dan sal ons hom aangryp. Ons wil 'n gemaklike lewe hê. Ons wil nooit deur moeilike tye gaan nie. En wanneer swaar kry oor ons lewens kom, dan begin ons twyfel in wie? In God. Want ons verwagting was dat hy vir ons sal goed wees op ons terme. En ons is dikwels omring in die kerk met motiveringspraatjies, met valse voorspoedteologie, en dat jy die krag het in jou woorde om net enige iets te laat manifesteer wat jy begeer. En ek wil vandag vir jou sê, dit is gegrond op verkeerde verwagtings. Die Here is nie ons genie nie. Ek hoop julle weet wat bedoel ek as ek sê hy is nie ons genie nie. Hy is nie net iemand wat ons vingers kan klap en hy moet in ons planne, in ons drome, in ons vleeslike begeertes voldoen nie. Hy, Jesus, het in die eerste plek gekom vir wat? Die redding van sonde. Sodat ons in 'n intieme verhouding met die Vader kan staan tot in ewigheid, nie net vir hier op aarde nie. Van ons leef asof ons net vir hier op aarde wil leef.
is 'n verkeerde verwagting. En julle, ons verkeerde verwagtings sal dikwels as nie altyd teleurstelling veroorsaak. Dink maar gou 'n bietjie eerlik aan verhoudings met mense. Hierdie is 'n perfekte voorbeeld. So dikwels het ons hierdie verwagting van wat iemand anders vir ons moet doen. Maar hulle weet nie eers van hierdie verwagting nie. En wat voel ons onmiddellik? Teleurstelling. Hoekom het jy nie my verwagtinge voldoen nie? Want hulle het nie eens geweet nie. Ons verkeerde verwagtings in verhoudings sal altyd lei tot teleurstelling. En dieselfde is waar in ons verhouding met God. So dikwels het ons 'n verkeerde verwagting van die Here. So dikwels wie hy is, wat hy regtig wil doen, ons het hierdie verkeerde verwagting. En dan lei dit dikwels tot wat? Ons is teleurgesteld in God. Kom ons wees nou maar eerlik. Ons is dikwels teleurgesteld in God. En dan begin vrae in ons opkom soos wat? Maar hoekom het die Here nie vir my deurgekom nie? Hoekom beantwoord die Here nie my gebede nie? Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Waar die vraag eintlik moet wees: beperk ek die Here? Is daar dalk sonde in my lewe? Het ek dalk verkeerde verwagtings gehad? Het ek dalk besluit om 'n sekere situasie te hanteer op die manier wat ek dit wou hanteer sonder God, en ek het net verwag hy moet na die tyd sy goedkeuring gee en my seën? Verkeerde verwagtings. Nou die Jode se verkeerde verwagting het gelei tot 'n grootskaalse ontnigtering en teleurstelling, dat Jesus nie in hulle verwagting voldoen het as 'n politieke en 'n militêre leier nie. En dit is hoekom jy sal sien, hulle het amper oornag het hulle Jesus begin verwerp. En dit is ook hoekom dit nie moeilik was vir die Joodse leiers om 'n paar dae daarna die Jode op te sweep om te skree dat hulle op Jesus se kruisiging moet aandring nie. In 'n paar dae het hulle hosannas gegaan na kruisig hom. In 'n paar dae. Want hulle verkeerde verwagtings het hulle teleurgestel, en het my laat wonder, hoe vinnig word ons nie opgesweep deur ander? Wanneer ons hoop en ons vertroue in ons eie verwagtinge stel nie. Ons is olie op vuur, want ons het verkeerde verwagtings. Jesus as koning, hy wil jou kom red. Hy wil vir jou goed doen. Maar sy koninkryk en sy wil sal dalk nie opgerig word in die manier wat jy dink nie. En ons sien hierdie prentjie, hierdie teenoorgestelde prentjie van hoe die mense hierdie oomblik beleef het toe Jesus met sy intog na Jerusalem toe gaan. Hulle het in daai oomblik het hulle geskree Hosanna. Dis hoe hulle dit ervaar het, maar ons sien Jesus het heeltemal iets anders ervaar toe hy vir Jerusalem gesien het. En ek wil dit gou met julle deel, want dit het my hart gebreek, om te sien dat in daai oomblik wat veronderstel was, om eintlik so triomfantlik te wees, was een van die kere wat Jesus geween het. In Lukas 19 vers 41, so ons gaan net aan met die storie, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy het gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien. Maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal daaroor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp,
en jou omsingel en jou van alle kante insluit en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat nie. In die laaste gedeelte. Omdat, hoekom? Omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. So julle moet besef dat Jesus in die oomblik wat hy Jerusalem gesien het, het hy al klaar geweet dat net 40 jaar later, in 70 na Christus, sou die Romeine die stad omsingel. Hulle sou Jerusalem verwoes en al die mense sou hulle wil uitwis. En hierdie het Jesus se hart gebreek dat hierdie mense, ten spyte van die feit dat hy fisies by hulle was, nie die gunstige tyd van God se besoek gesien het nie. Dat hulle nie hulle self bekeer het nie. En dat hulle nie kon raak sien wat eintlik tot hulle vrede sou lei nie. Hulle verkeerde verwagtinge het in die pad gestaan van 'n ontmoeting met die groot redder. Ek gaan dit weer sê. Hulle verkeerde verwagting het letterlik in die pad gestaan van 'n ontmoeting met die groot redder. Nie net die politiese redder nie, maar die groot redder. En ek wil vandag vir jou baie duidelik stel, die Here gaan nie noodwendig kom op die manier wat jy verwag nie. Ons beperk die Here se weë, wat by the way, hoër is as ons sin, met wat sal inpas by ons weë. Ons wil hê, die Here moet ons gebede beantwoord. Ons verwag dat hy ons gebede moet beantwoord. Maar hy moet dit presies doen op die manier wat ek gebid het. En daar is dalk van julle hier vandag wat bid vir groei. Maar die Here stuur reën. Daar is dalk van julle hier vandag wat bid dat die Here jou eggenoot sal verander. Maar die Here wil eintlik jou kom verander. Daar is dalk van julle hier wat ook bid dat die Here jou kinders sal aanraak, dat hulle nie so rebels is nie. Maar die Here verwag dat hulle jou voorbeeld sal volg, soos wat jy die Here volg. En ons is mos nooit rebels teenoor die Here nie, nê? Jy verwag dalk vanoggend fisiese genesing. Maar die Here wil jou eers emosioneel kom genees. Jy verwag dalk 'n promosie by die werk. Maar die Here wil eers jou karakter versterk. Jy wag dalk vir 'n deur om oop te gaan. Maar jy staan voor die verkeerde deur. So wanneer die Here jou kom antwoord en hy sal jou kom antwoord. Maar as dit nie kom in die vorm van jou verwagting nie, wil ek vir jou vra vanoggend, is dit moontlik dat jy dit dalk kan mis? Want jy het jou weg gesoek en nie sy weg nie. Julle mag ons nie Jesus laat huil, omdat ons die gunstige tyd gemis het van die Here in ons verhoudings, in ons huwelik, in ons werk en veral in ons persoonlike tyd saam met hom. Want ons het dit nie gedoen volgens sy wil nie. Mag die Here ons oë vanoggend kom oopmaak, sodat ons eerder sal doen wat hy verwag, en nie sal verwag dat hy moet doen wat ons wil nie. We do things his way, not our way. En dis my gebed vir julle vanoggend,
dat die Heilige Gees saam met julle ondersoek sal instel in julle hart om te kyk, waar het ek dalk 'n verkeerde verwagting? Waar doen ek dalk iets, want vanuit my oogpunt sien ek dit. Moenie die Here mis. Moenie die gunstige tyd mis, omdat jy die Here beperk nie. Omdat jy 'n verkeerde verwagting het.